Die werk van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser, en dit word vermenigvuldig in ons hart en lewens deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Net so staan. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons so by mekaar kan wees en hierdie wonderlike dag te mag vier. 'n Dag waarop ons as u kinders by mekaar kan wees om te besef, in die kerk se geskiedenis is dit die belangrikste dag. Dis die dag waarin die Here Jesus Christus sy lewe vrywilliglik afgelê het. Vrywilliglik homself vir ons gegee het. Vrywilliglik sonde vir ons kom word het. Vrywilliglik u liefde bewys deur daar aan die kruis te hang ter wille van ons. As gevolg van ons. As gevolg van ons sonde. As gevolg van ons verlorenheid. As gevolg van ons oortreding teen God en sy gebod. En ons eer u vanoggend dat ons hierdie geleentheid mag hê om u te aanbid as kinders van die Here. En Here, terwyl ons dan ook wil kom bid vir elke konferensieterrein, vir elke kerkgebou, wie se deure oopgemaak word om hierdie boodskap te verkondig, is die gebed van my hart. Here, dat u woord nie afgewater sal word nie. Dat die krag van die woord van die kruis weer die krag sal word waardeur mense gered word. Waardeur kinders van God geheilig word. Waardeur ons net weer bewus kan word van dit wat dit u gekos het vir my, vir elke ene wat vandag lewe. Mag ons net weer diep bewus word van die prys wat u moes betaal. Die opoffering van die kruis. Dat u aarde toe moes gekom het, u hemelse heerlikheid, terwyl Filippense 2 dit so stel, dat u dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Het u self ontledig, self leeg gemaak vir ons as mensdom. U in die vorm gekom van 'n slaaf. Soos u sê, ek het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. En Here, u het tot die einde toe vir ons dit gewys. Ter wille van ons. Nou, Here, mag hierdie gedagte net opnuut weer insink vandag in ons hart en ons lewens, en dat ons hierdie boodskap sal verstaan. Seën hierdie woord. Gee geopende ore. En as hierdie woord ook later uitgaan op watter medium ook al, dat u dit sal gebruik om mense net weer diep bewus te maak van u kruiswerk en wat dit vir ons dan ook beteken. Kom word verheerlik in ons midde en staan u by ons stil. Ons het u waarlik nodig. En daarom, Here, hier's 'n nietige mens wat homself maar net gewilliglik aan die Heilige Gees oorgee, wat u kan gebruik as instrument. Verheerlik in u self in ons midde. Amen. Nou, soos ek gesê het, ons teksgedeelte 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15, ons gaan net die eerste 3 verse, die eerste 4 verse met mekaar vanoggend saam lees. Sondag DV sal ons dan verder gaan met hierdie skrif, maar vanoggend net die eerste 4 verse waarby ons gaan stil staan. Nooi dan om saam met my in die woord van die Here te blaai en dan lees ek vir u daai eerste 4 verse saam. Broeders, ek maak julle
die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons vier vandag die dag wat dan ook bekend staan, en veral op die kalenders, sien ons dat baie mense dit dan ook beskryf as die Goeie Vrydag. En daar was 'n man gewees wat by Martin Lloyd-Jones gekom het, en gesê het, maar hoekom noem julle dit die Goeie Vrydag? En Martin Lloyd-Jones het vir hom gevra, maar waarom nie die Goeie Vrydag nie? Wat moet ons dit noem? En hy sê, julle moet dit noem die Slegte Vrydag, want dit is op hierdie dag wat alles gebeur het. En Martin Lloyd-Jones het daar besef, dat hierdie man nog nooit die boodskap van die kruis verstaan het nie. Want as ons die boodskap van die kruis verstaan, sal ons besef dat dit 'n goeie Vrydag is. Want dit is daar waar ons Here Jesus Christus vir ons sonde geword het. In jou en in my plek aan 'n vloekhout gaan hang het, waardeur hy ons sondes aan die kruishout gedra het, waar hy 'n vloek vir hierdie wêreld geword het, deurdat hy u en my vloek, die sonde, die vloek van die sonde, vir my aan daardie kruishout gedra het. Daarom 'n goeie Vrydag, want dit is deur daardie werk van ons Here Jesus Christus, waardeur die wêreld gered kan word. Waardeur daardie sekerlik die beste, mees geleesde skrifgedeelte in die Bybel, en waaroor die meeste preke al seker in hierdie wêreld oor gegaan het, of een van die meeste, Johannes 3 vers 16. Wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. Besef u, dat as hy daarvan praat, as hy praat van die wêreld, dat dit u en ek vanoggend insluit. Want so lief het God vir Christoffel gehad. So lief het God vir Johannes gehad. Want so lief het God vir Petrus gehad. Want so lief het God. En nou kan u maar u naam daar gaan insit. Gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Waarvoor? Om gekruisig te word vir u en vir my sondes. Dit is die fundamentele waarheid van die woord van God. En Paulus kom en hy sê dit juis daar in vers 3, want in die eerste plek, die belangrikste plek, daardie plek waarin die plek waar die kruis moet inneem, die eerste plek wat verkondig moet word, is die kruis van die Here Jesus Christus. En ongelukkig is dit so in baie kerkgenootskappe, het die kruis maar net 'n liefdesboodskap geword. Maar die prys van die kruis, die werklikheid van die kruis waar Jesus Christus vir my die prys moes betaal om geslaan te word, om gehoon te word, om gespot te word, om in die gesig gespief te word deur mense. Aan daardie vloekhout te hang, want God het in die woord laat opteken, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, waar Jesus,
die sondebeker van ons almal moes ledig, en waar hy sonde vir ons kon word. Hy was nie 'n sondaar nie, hy moes sonde word. Net soos wat daardie lam, as hy geslag word vir daardie persoon se oortreding, moes hy sy kop op daardie dier lê en sê, maar ek plaas nou my oortreding, my sonde, my verkeerdheid, my vuilheid, laat ek nou aan jou oor. Jy gaan nou daardie offer vir my bring. En dan was daardie dier geslag. So was Jesus vir my geslag. Gaan lees wat sê 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19. Dat ons nie deur verganklike dinge, deur 'n lam wat daar sterwe en as word as hy verbrand word nie. Ons is nie deur verganklike dinge losgekoop uit ons ydelle lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus, asof van 'n lam wat geslag is. Hy is vir my geslag. Hy het in u en my plek daardie prys betaal, wat u en ek nie kon betaal het nie. Soos Johannes dit dan ook sê, dat hy hierdie sonde se wêreld die sonde van die wêreld op hom geneem het. Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sondes van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, doen, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, in Jesus. Was dit nie vir Jesus nie, sou ons nie regverdig voor God verklaar kon word. Om te sê daardie persoon se skuld is gedra, sy oortredinge is weggeneem nie. Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hoekom? Die wet kla aan, jy is skuldig. Om ons los te koop van die vloek van die skuld van sonde, deur vir ons 'n vloek te word. Liewe toehoorder, besef ons vanoggend, wat het Jesus vir u en vir my op hierdie dag gedoen? Ken ons die volle impak van die kruisdood van Jesus Christus? En nou sê hy ook volgens die skrifte, daar in die 3de vers, die laaste gedeelte, dat hy vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Die Ou Testament het daarvan verklaar, ek gaan maar net 'n paar skrifgedeeltes vir u aanhaal. Daaruit Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat? Jesus het God verlate gevoel, omdat hy sonde vir my geword het. Psalm 22 vers 7, maar ek is 'n wurm en geen mens nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Kruisig hom, weg met Jesus Christus. Psalm 22 vers 8, almal wat my sien, spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, dat hy van die kruis moet afkom. Psalm 22 vers 15. Ek is uitgestort soos water.
Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande. Vers 16, my krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. Hoekom? Die vog is uit sy liggaam uitgeneem. Daardie bloed, waardeur daardie vog ontsnap het uit sy liggaam, het gemaak dat sy tong aan sy verhemelte gaan vassit. Hulle sê daardie tong wat gaan uitswel. Dan sit hy aan daardie verhemelte vas. As die Here se wil naby is, dan sal ons eendag bietjie stil staan by Psalm 22. Om werklik die effek van Psalm 22 reg te verstaan. Vers 17 sê, want honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel, Psalm 22 vers 18, en sê, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Van wie word hier in Psalm 22 gepraat? Feitelike 1000 jaar voor Jesus se kruisdood word dit eksplities aan ons geopenbaar. Wat Jesus vir een vir my aan die kruis sou doen. Jesaja 53, waarby ons nou 'n bietjie sal stil staan. Hoe dit verder vir ons beskryf word oor die 700 jaar voor Jesus Christus se kruisdood, word dit vir ons uitgespel wat Jesus vir een vir my aan die kruis kom doen het. Hoekom? In die eerste plek sê Paulus, hoekom? Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Dit is die evangelie. Die evangelie is dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Die evangelie is dat hy begrawe is. Die evangelie is dat hy opgestaan het uit die dood uit. Dit is die wonderlike boodskap vir die wêreld daar buite. Vir die wêreld dwaasheid, maar vir die kind van God wat daardeur gered word, die krag van God. Hy sê dit immers vir ons, waardeur julle ook gered word. Dit is deur hierdie evangelie boodskap, waardeur ons gered word. Wanneer die Gees van God aan ons kom bekend maak, en dit aan ons openbaar, en dit lewend word in my hart, waardeur ek gered word, wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Hierdie openingsvers vind ons hierdie waarheid van die dood van Here Jesus Christus, wat die fundament is van die evangelie. Die kruisboodskap is die fundament van die evangelie. Daar's geen ander fundamentele waarheid buiten dit nie. Daarom kon die evangelie uitgedra word en daar sou geen evangelie gewees het sonder hierdie kruisdood nie. Die evangelie is nie 'n boodskap oor Christus as 'n wêreldonderwyser nie, of Christus as 'n groot voorbeeld nie, maar die evangelie het te doen met dit wat Christus vir ons kom doen het, en dit is dat hy aan die kruis vir my sondes kom sterf het, dat hy in ons plek daar die prys kom betaal het. En nou sê Paulus dit baie duidelik, hierdie evangelie wat julle aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle gered is. Want toe ek die boodskap aan julle gebring het, het julle hierdie boodskap geglo. Daarom staan vas in hierdie boodskap. In Galasiërs kom Paulus, en hy kom wys vir ons dat daar baie mense is vandag, wat die evangelie plus iets anders wil verkondig. In daardie tyd was dit nie anders nie, en vandag se tyd is dit ook nie anders nie. Dat baie mense wil byvoeg by die kruis van Here Jesus Christus. Dit wat Jesus aan die kruis vir my bewerk het. En wat sê hy? Galasiërs 6 vers 12 tot 14. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word.
Die kruis het sekerlik die meeste vervolging in hierdie wêreld gebring. Die Christendom wat gemartel is ter wille van die kruis. En nou wil hierdie mense weer teruggaan in die wettisisme toe, soos wat ons dit vind in al sy vertakkings vandag van Hebrew roots, back to Hebrew roots. Ons moet teruggaan na als oorspronklik toe. En die kruiswerk van die Here Jesus Christus wat hulle nie verstaan nie, keer hulle rug op. Want dit is die kruis waardeur ons gered word. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Gaan kyk maar wat besig is in kerkgenootskappe vandag. Dis Christus plus iets anders. Christus plus as jy nie gedoop is nie. Christus plus as jy nie in tale praat nie. Christus plus allerhande ander dinge. En die belangrikste boodskap, sê die woord van God, is die kruis van ons Here Jesus Christus. Want dit is waar die volle prys betaal is. En hoor mooi, ek sê nie dat hierdie goed nie belangrik is nie. Die woord van die Here sê dis belangrik. Maar as ons Christus plus iets anders begin verkondig, dan is ons besig met 'n valse lering. Wat moet die boodskap van ons tyd wees? Is die kruis van die Here Jesus Christus moet sentraal staan. Want dit is deur daardie boodskap waardeur ons gered word. Die probleem van die wêreld is die uiterlike vertoon. Christus plus iets anders. Die kruis van die Here Jesus Christus is die volle boodskap, en dit is wat Paulus vir hierdie Korinte skrywe. Want in die eerste plek het aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrif, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek het, volgens die skrif. Daar is nie iets anders wat hy hierby voeg nie. Hy sê die belangrikste vir ons redding is die kruis van ons Here Jesus Christus. Want hierdie boodskap is waardeur Christus dan ook vir die sondes van die wêreld betaal het, deur te sterf vir ons sondes. Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Die bloed bring vergifnis. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Nie deur al die ander dinge wat mense kom byvoeg, waardeur ons gered moet word nie. Galasiërs 1 vers 4, wat homself gegee het vir ons sondes, die kruisdood, sodat doel hy ons kan eruit red. Staan hier iets anders wat by die kruis gevoeg moet word om ons te red? Beslis nie. Die kruis is prominent. Die kruis is die boodskap van die redding van die wêreld. Jesus het ons sonde gedra, het gesterf, sodat ons gered kan word, waar ander dinge ons nie kon red nie. Die tweede is, die doel waarvoor Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. 1 Petrus 2 vers 24 sluit so mooi aan by dit wat hier staan in vers 3. As hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, doel, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons? Daar's nie Christus plus iets anders nie. Die doel van Christus is dat hy ons sondes aan die kruishout gedra het.
deur sy liggaam te offer aan daardie kruishout, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, doel sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Die doel van God vir ons en die toewyding van God agter hierdie doel is die dood van die Here Jesus Christus, sodat ons daardeur gered kan word. God se doel vir ons word so gestel, sodat ons die sondes mag afsterwe, kan afsterwe, en vir die geregtigheid lewe. God se verbintenis om dit te laat gebeur, was die kruisdood van ons Here Jesus Christus, waar hy self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra het. Christus het ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra, terwyl ons daardie identiese skrifgedeelte vind in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Wat het Jesus Christus verdoen? Hy het vir u en vir my gelei. Lang uit. Terwille van jou en van my. Terwille van u en van my. Vers 24 maak dit vir ons baie duidelik dat hy vir u en vir my sondes gesterf het. U en ek kon nie daardie prys betaal het nie. Terwille van u en van my het hy daardie lyding van die kruis verduur. En daarom het hy vir ons sê in Jesaja 53 vers 4 tot en met vers 6, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is sy liggaam verbrysel. Psalm 22 het dit baie duidelik vir ons gesê, my beendere raak los. Jesaja 52 sê dit baie duidelik, hier in die 14de vers, dat hy sê dat ek kon my beendere tel. My ingewande het beskikbaar geword vir sig, dat mense dit kon gesien het. Hulle het vleis uit my liggaam uitgeruk. Ek het gebloei terwille van julle oortredinge. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat u en ek moes dra, was op Jesus Christus gewees. En deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal so skaap, ons elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtighede van ons almal op hom laat neerkom. Verstaan u werklik die boodskap van die kruis? Hy het dit gedoen terwille van u en van my. Terwille van ons sondes. Terwille van ons oortredinge. Terwille van ons vuilheid. Watter sonde dit ook al is vuil voor die aangesig van God, en dit maak die mens onrein voor God. Terwille van ons, as gevolg van my, het Jesus aan die kruis gesterwe. Ons sondes, ons ongeregtigheid, ons straf, het hy gedra. Hoekom? Omdat u en ek in eenvoud dit nie sou kon doen nie.
Daarom het Jesus dit vir u en vir my gedoen. Omdat hy die dood gesterf het, wat u en ek nie kon gesterf het nie. Daar's 'n wonderlike lied geskrywe met hierdie woorde. He paid the debt he did not owe. Hy het dit nie verdien nie. I owe the debt I could not pay. Ek kon nie dit betaal nie. I need someone to wash my sins away. Dan kom die koortjie, and now I sing a brand new song. Amazing grace, all day long, Christ Jesus paid a debt I could never pay. Die tweede vers sê, He paid a debt at Calvary. He cleansed my soul and made me free. And I'm glad that Jesus did all my sins erase. Dan is daar nog 'n derde vers. Christus. Hoor mooi. Laat dit insink in ons harte. Nie net in ons verstand nie, maar in ons harte. Christus het vir jou en vir my gelei. Christus het ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra. Christus se lyding, se pyn was om ons sondes te dra. Daarom was hy vasgespijker aan daardie kruishout, om daar vir u en vir my te sterf. En sy lyding was ter wille van ons sondes. Die laaste plek. Jesus se kruisdood was as plaasvervanger vir jou en vir my. Hoekom? Ons almal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtighede van ons almal op hom laat neerkom. Hy, Jesus Christus, het ons plaasvervanger kom word. Plaasvervangende lam, waarvan Johannes dan ook getuig. Deur sy kruisdood het Jesus die vervulling van die skrif dan ook kom word in Jesaja 53 vers 6, toe ons ongeregtighede op hom dan ook afgekom het. 1 Korintiërs 15 vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het, volgens die skrifte. Die skrif het gesê, dat Jesus gaan daardie prys betaal. Dat hy ons plaasvervangende lam sou word. En dit is die wonderlike nuus vir elke verlore sondaar, dat daar 'n plaasvervanger dan ook gekom het. Christus het die sonde gedra. Hy was die plaasvervangende lam, wat daardie sonde op hom geneem het. En nou kan ek daaraan dink, dat Christus het vir Christoffel se sondes gesterwe. Sit u naam daarin en besef wat dit vir oggend beteken, is dat Christus het die plaasvervanger vir u en vir my sonde met u naam ingeskrywe aan die kruis gedra. Nou wil ek hierdie vraag vra vir oggend. Glo u dit? Glo u dit van harte? Want as ek dit van harte glo vir oggend, dan moet my lewe mos daarvan getuig, nie waar nie? Dra die vrug wat by die bekering pas. Wat sal die vrug van die bekering wees? Gaan skryf maar 'n bietjie neer. Maar vir oggend glo u dat dit u sondes is, waarvoor Jesus die plaasvervangende lam kom word het. Wat beteken dit vir u en vir my? Dit beteken dat Jesus Christus al daardie sonde van my verlede, al daardie sonde wil hy mee kom handel.
Hy wil daardie sonde kom wegwas, en soos die woord van die Here dan ook sê in Openbaring 1 vers 5, wat ons gewas het in die bloed van Jesus Christus. As hy dan ook in Psalm 103 sê, so ver as wat die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. As hy sê in Micha, dat hy nooit weer aan ons sondes wil dink nie. Dit is wat hierdie plaasvervangende lam vir u en vir my kom doen het. 1 Petrus 2:24 sê, sodat ons die sondes kan afsterwe. Liewe toehoorder, wat beteken hierdie woord? Dit beteken, ek kan nie volhard in my sonde nie. Ek kan nie volhard in daardie daaglikse oortreding waarin ek eers gestaan het nie. Want God het daarmee kom handel. Dit moet afgesterwe word. As ek dit nie wil afsterwe nie, dan sê dit net vir my een ding, dan is my sonde vir my nog te lekker. Sekere dinge wat ek nie wil prys gee nie. Is u bereid om die sondes af te sterwe, dit te los? Ek hoef nie meer my eie sondepak te dra nie. Jesus het dit aan die kruis vir my gedra. Ek hoef nie meer die skuld van sonde te dra nie, want Jesus het daardie skuld van sonde aan die kruis gedra. Hy het ons ongeregtighede op hom laat neerkom, sodat ons die sondes kan afsterwe, om daardie sonde van my af te lig. En daarom hierdie plaasvervangende lyding van die Here Jesus Christus in vers 21 en vers 24 wat hy sê, dat die sonde afgesterf kan word. Dis die goeie nuus van Vrydag. Hierdie kruisdood van ons Here Jesus Christus vir ons sondes behoort vir u en vir my goeie nuus vanoggend te wees. Die kruisdood van Christus bring vir ons vryheid. Dit bring vir ons vreugde en blydskap in ons harte vir elke verlore sondaar. Daar was een keer 'n seentjie. Hy het altyd laat gekom by die huis van die skool af. En elke keer dan word daar ultimatums vir hom gestel. En een dag het sy ouers vir hom gesê, vandag moet jy betyds wees. En soos die noodlot dit wil, toe kom hy ekstra laat daardie dag. Sy ma het vir hom ingewag by die deur, daardie middag. Daardie aand gaan sit hulle aan tafel. En al wat hy daar voor hom kry, is 'n bord met net 'n ou broodjie en 'n glas water. Sy pa het 'n lekker steak, aartappels, groente. Hy kyk na sy pa se bord. Hy kyk na sy pa. Wat doen sy pa? Sy pa vat daardie bord met daardie broodjie en hy ruil dit om vir daardie heerlike steak. En daardie jong man, toe hy groot is, toe sê hy, dit was die beste les wat my pa vir my kon geleer het. Jesus, die plaasvervangende lam. Hy het sy lewe vir ons kom gee, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Sodat ons van ons sondes daardie sonde van ons afgelig kan word. Sodat ons gered kan word van ons sondes. Hy het sy beste kom gee, sodat ons vuil vir hom kan gee. Waardeur ons dan ook gered kan word. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, het u hierdie boodskap
al verstaan. Wat Jesus vir u en vir my sonde aan die kruis gedoen het. Dat hy daardie sonde van ons gedra het, om daardie kruisdood, deur daardie kruisdood, daardie vyandskap tot niet te maak. Deur daardie kruisdood, dat hy daardeur vir ons redding kon bring. Dat hy deur daardie kruisdood die prys kon betaal wat u en ek nie kon betaal nie. Dat hy sonde vir ons geword het, sodat ons kan verlos word van die bose wêreld. Dat ons deur daardie kruisdood die nuwe lewe in Christus Jesus kan ontvang, sodat ons saam met hom ewig kan lewe. Eenvoudig gestel, sonder Jesus se kruisdood sou ons vandag nog in ons skuld en sonde gesit het. Sou niemand die ewige lewe kon geniet het nie. Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus het daardie weg vir ons kom baan. Deur hierdie stelling kom verklaar Jesus dan ook die rede van sy geboorte. Dit verklaar die rede van sy dood en dit verklaar die rede van sy opstanding om die pad na die hemel vir elke sondaar mens te bied. Ek sluit af met hierdie verhaaltjie. Rembrandt, die skildery gehad van die kruis. Die 3 kruise wat prominent daar staan, wat sy aandag dadelik getrek word na hierdie 3 kruise toe. Van daardie kruise was jou aandag weggelei na hierdie skares wat rondom die kruis gestaan het. En dan hier in die hoekie het daar iemand gestaan. Hierdie beeld was nie baie duidelik nie. Maar die kritici sê dat dit is wat Rembrandt van homself geskilder het. Hy wat daar staan, wat die kruisiging van Jesus Christus afgeskilder voor hom sien, soos Paulus dan ook aan die Galasiërs, Galasiërs 6 dan ook sê, soos Christus aan ons afgeskilder is. So was Christus afgeskilder aan Galasiërs, die gemeente van Galasië. So was dit afgeskilder vir Rembrandt. Rembrandt staan daaronder. Hy besef miskien, Jesus Christus het vir hom aan die kruis gesterwe. Sy sonde gedra. Besef u en ek vanoggend wat hierdie skrifgedeelte vir ons beteken. As Paulus dan ook sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Hierdie kruis waar Jesus Christus u en my sondes gedra het, waardeur u en ek gered moet word. Ek is nie net gered omdat Jesus aan die kruis vir my gesterf het nie. Ek moet gered word. Het u 'n dag en 'n datum? Nou kan baie mense my kritiseer en sê, jy nie 'n dag en 'n datum nodig nie. Dan sê ek maar net, wat van Saggeus? Wat van daardie blinde man? Wat van daardie Ethiopiër wat die evangelie van Jesaja gelees het? Wat van daardie man aan die kruis? Wil u vir my sê, hulle het nie 'n dag en 'n datum nie? Weet u van 'n dag waar die Here u sondes van u kom aflig het en waar hy u siel uit genade kom red het? So nie. Is hierdie boodskap en besonder vanoggend vir u. Wil u nie hom kom aanneem as die verlosser en saligmaker nie?
Deur sy kruisdood kan daardie sonde afgelig word. Hy het klaar ons sondes gedra. Wil u nie die sondepak by die kruis kom lê vanoggend en sê, Here, ek lê alles aan die voetbank van u troon neer. Wees my genadig. Red my siel uit genade. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord. Dankie vir die kruisdood. En soos Paulus dit ook aan ons kom openbaar en vir ons kom sê, in die eerste plek, dit wat ek ontvang het, verkondig ek aan julle. Dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Dankie vir daardie kruisdood. Dankie dat U ons sondes gedra het, sodat daardie sondes afgelig kan word. Ek vir die sondes dat dit afgesterf kan word in my lewe, opgelig kan word, verwyder kan word, gewas word in die bloed van Jesus Christus. Dankie Jesus vir U kruisdood, wat dit vir my vandag beteken. Mag ons hierdie boodskap gaan uitdra en nie nalat. Dat ons hierdie boodskap oor die lengte en die breedte van die land sal hoor en dat dit sal uitgaan, sodat mense gered kan word. Vir hulle wat vanoggend hier sit, sodat hierdie boodskap kan insink wat Jesus vir ons gedoen het. Vir hulle wat daarna sal luister, dat hulle sal ag gee op wat Jesus met hulle sondes wil doen. Ek wil vra terwyl almal se oë gesluit is, u sê vanoggend, maar ek wil ingesluit wees in hierdie gebed. Ek besef ek is hierdie skuldige sondaar. Almal se oë gesluit. Niemand kyk rond nie. U voel vanoggend, ek wil net my hand opsteek. Dankie vir daardie hand. Ek sien dit, dankie, ek sien daardie hande. Dankie vir elkeen, ek sien daardie hand. Dankie, ek sien daardie hand. Hemelse Vader, U sien die hande wat opgaan. Ons weet, hand opsteek red ons nie. Hand opsteek beteken nie dat ons nou deur die dominee vry verklaar word nie. Maar dit erken, daar's 'n behoeftige siel wat met U wil ontmoet. Wees hulle genadig. Ontmoet met elkeen van hulle. En dankie dat U deur U woord met ons kom praat. Kry die eer van ons harte. Amen.